Goeiedag. En vandag is dit Handelinge 25. En ons nader die einde nou. Kom ons bid net eers. O koning van en bo alle konings, u regeer bo goewerneurs en keisers. Leer ons, Here, om u groter plan te vertrou, dit te sien en in te neem, soos ons nou in Handelinge 25 gaan lees. En ons dank u daarvoor in Jesus se naam, amen. Nou Handelinge 25 handel oor Fetus en neem by Felix oor. En die Jode vra dat Paulus na Jerusalem gebring word en hom langs die pad dood te maak. Goed, kom ons lees nou wat daar geskrywe staan. Die opskrifie sê dat Paulus verskyn voor Festus en beroep hom op die keiser. Festus het dan in die provinsie gekom en na 3 dae van Caesarea opgegaan na Jerusalem. En die hoofpriester en die vernaamstes van die Jode het Paulus by hom aangeklaag en by hom aangedring en gevra, as 'n guns teen Paulus, dat jy hom na Jerusalem moes laat haal, terwyl hulle intussen 'n hinderlaag voorberei het, om hom op die weg om te bring. Maar Festus het geantwoord dat Paulus in Caesarea bewaak word, en dat hy self spoedig daarheen sou reis. Laat dan die onder julle, sê hy, wat bevoeg is, saamgaan, en as daar iets verkeerds in hierdie man is, hom beskuldig. En nadat hy nie meer as 10 dae onder hulle deurgebring het nie, het hy na Caesarea afgegaan en die volgende dag op die regterstoel gaan sit en bevel gegee dat Paulus voorgebring moes word. En toe hy verskyn het die Jode wat van Jerusalem afgekom het, rondom hom gestaan en baie en swaar beskuldigings teen Paulus ingebring, wat hulle nie kon bewys nie. Terwyl hy tot sy verdediging gesê het, ek het niks teen die wet van die Jode, of teen die tempel of teen die keiser gesondig nie, maar omdat Festus aan die Jode 'n guns wou bewys, het hy geantwoord en vir Paulus gesê, wil jy na Jerusalem opgaan en daar voor my oor hierdie dinge tereg staan? Toe sê Paulus, ek staan voor die regterstoel van die keiser, waar ek geoordeel moet word. Aan die Jode het ek geen onreg gedoen nie, soos u ook baie goed weet. Want as ek oortree het of iets gedoen het wat die dood verdien, weier ek nie om te sterwe nie, maar as daar niks is in die dinge waarvan hulle my beskuldig nie, dan kan niemand my aan hulle by wyse van guns oorlewer nie. Ek beroep my op die keiser. Toe antwoord Festus, nadat hy met die raad gespreek het, op die keiser het jy jou beroep, na die keiser sal jy gaan. En na verloop van enkele dae het koning Agrippa en Bernice in Caesarea aangekom om Festus te begroet. En toe hulle daar verskeie dae deurgebring het, het Festus die saak van Paulus aan die koning voorgelê en gesê, hier is 'n man deur Felix as 'n gevangene agtergelaat, teen wie die owerpriesters en die ouderlinge van die Jode, toe ek in Jerusalem was, 'n klag ingedien en 'n vonnis teen hom gevra het. En ek het hulle geantwoord dat dit by die Romeine gewoonte is om enige mens bewyse van guns aan die dood prys te gee, voordat die beskuldigers voor hom gehad het en geleentheid tot verdediging in verband met die beskuldiging gekry het nie. Toe hulle dan hier vergader het ek sonder enige uitstel die volgende dag op die regterstoel gaan sit en bevel gegee om die man voor te bring. Die beskuldigers het teen hom opgetree en geen beskuldiging ingebring van dinge soos ek verwag het nie. Maar hulle het met hom sekere twisvrae oor hulle eie godsdiens gehad en oor 'n sekere Jesus wat dood is, van wie Paulus verklaar het dat hy lewe. En omdat ek met die ondersoek hiervan verleë was, het ek gevra of hy na Jerusalem wou gaan en daar oor hierdie dinge tereg staan. Maar toe Paulus in beroep gegaan het,
Om in bewaring te bly vir die beslissing van die keiser, het ek bevel gegee dat hy in bewaring moes bly, totdat ek hom na die keiser kon stuur. En Agrippa sê vir Festus, ek sou self ook graag die man wil hoor. Toe antwoord hy, môre sal u hom hoor. Op die volgende dag het Agrippa en Bernice toe met pragt en praal gekom en die gehoorsaal binnengetree saam met die owerstes oor 1000 en die aansienlikste manne van die stad. En op bevel van Festus is Paulus voorgebring. Toe sê Festus, koning Agrippa en manne wat almal hier saam met ons is, u sien hierdie manne, oor wie die hele menigte van die Jode my aangespreek het in Jerusalem, en ook hier, en uitgeroep het, dat hy nie langer behoort te lewe nie. Maar ek kan niks sekers oor hom aan my Heer skrywe nie. Daarom het ek hom voor u gebring, en veral voor u, koning Agrippa, sodat ek na die ondersoek iets kan skrywe. Want dit lyk vir my onredelik om 'n gevangene te stuur en nie die beskuldiging teen hom aan te dui nie. Tot sover vandag. Ons sal môre vervat met hoofstuk 26. Nou, ons het nou gelees hierso en ons sien dat Paulus gebruik sy wettige regte sonder om bitter te word. Wanneer is dit reg vir jou om op te staan vir wat reg is? En wanneer roep God jou om onreg te dra ter wille van iemand anders? Het jy al iemand anders se onreg gedra vir hom en namens hom? Ons sluit af met gebed. Here, u troon is hoër as enige troon op aarde. Help ons om nie paniekerig te raak oor mense se planne teen ons nie, maar rustig u hand te sien. Word verheerlik in hierdie geleese gedeelte, Here, want u is waardig. Amen. When the morning finds me broken on the floor, when my strength has left me, I can rise no more. I will lift my eyes now to the ancient hills. Where else should I wait me, where his presence fills? Like the mist at dawn, rising from the sea. In your name, Adonai, you are lifting me. You're breathing through the embers of my fading flame, and I rise in your holy name. Not by my own power, not by human might, only by your spirit I step into light. Elroy, you see me, broken and undone. I will rise in your name beneath the morning sun. I will rise in your name, Adonai, my strength. I will rise in your name to the highest length. When the night surrounds me, when the cold winds blow, I will rise in your name through the ice and snow. El Shaddai,